Ek sit altyd aan hierdie lied en dink, ek gaan sy poorte in met lofliedere, soos Dawid en, hoor ek my Dawid, Johannes en Petrus, daar uit die tempel uitgekom het, voor hulle die man opgehelp het, wat daai kreep hulle by die skone poort, hulle het uitgekom, vol krag. Maar ons gaan vanmôre binne, met die krag. Prys, hulle staan saam met my. Ek gaan sy poorte binne met lofliedere, sy tempel met lofgesang. Ons is sy volk, sy eie burger, ons roep om ons prys sy naam. O, hy het my gebring, hy het my bevry, ons roep om ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons roep om ons prys sy naam. Dan sy poorte binne met lofliedere, sy tempel met lofgesang. Ons is sy volk, sy eie burger, ons roep om ons prys sy naam. O, hy het my gebly, hy het my bevry, ons roep om ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons roep om ons prys sy naam. Ja, hy het my verbly, hy het my bevry, ons roep om ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons roep om ons prys sy naam. Halleluja, dankie Here. Die Here is my krag en my gesalem. Hy het my geword. Hy is my God, God sal ek roem. Die God van my Vader, hom sal ek bering. Die God van my Vader, hom sal ek bering. Die Here is my krag en my gesalem. Hy het my geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my Vader, hom sal ek bering. Die God van my Vader, hom sal ek bering. Prys sy wonderlike naam. Oh Jesus, you're precious, so precious to me. You gave your life on Calvary's tree. All of my life I will sing out your praises. Jesus, you're precious to me. Yes, Jesus, you're precious, so precious to me. Gave your life on Calvary's tree. All of my life I will sing out your praises. Jesus, you're precious to me. Oh, Jesus, you're precious, so precious to me. You gave your life on Calvary's tree. All of my life I will sing out your praises. Jesus, you're precious to me. Dit wil ons doen, Here.
Elke dag in ons lewe wil ons U naam uitroep. Elke dag van ons lewe wil ons verklaar, Here, dat ons in U krag wandel, dat ons in U lewe is, Here. En saam met die Gees wil ons dit uitroep en sê, sonder U is ek tot niks in staat nie, Here. Dankie dat ons U mag gaan bid vanmôre. Dankie dat ons hier die wonderbare verklaring kan maak, dat nie deur goud of silwer nie, maar deur U bloed, Here, is ons waar ons vandag staan. In Jesus naam. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Lord, you are, Lord, you are. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares to you. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord, we
exalt thee this morning, Lord Jesus. Dankie dat ons die naam kan groot maak. Dankie dat ons die naam kan prys vanmorgen. Dankie dat ons alles wat in ons is, Here, kan oopmaak, sodat U die heerlikheid daarvan, die opregtheid daarvan kan sien, Here. Dat ons monde, Here, loop oor van dankbaarheid vanoggend, want die naam van die Here is 'n sterk toring. Die naam van die Here is die naam, Here, wat vir ons gegee is, wat geskrywe is vir ons, 'n naam bo elke naam vir my, Here. Daarom loof ek U vanmorgen. Daarom prys ek U. Daarom is ek nie net saam nie, Here, maar ek is deel van U goedheid. Deel van U wat God is vir my. Dankie, Here, vir elke seën, vir elke salwing, Here. Maar Vader, ons doen al hierdie dinge. Ons bid dit voor U, dat ons blydskap in U nooit mag eindig nie. Met ons vanmorgen in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Kom ons neem ons plek. Kom ons maak ook daar by Psalm 16. Lees net so 8 versies. Hoor die opskrif: God, die hoogste goed. Halleluja, halleluja, halleluja. Met ander woorde, naas God is daar niemand. God, die belangrikste. Dawid skryf hier in sy gedig: bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name, kan maar sê, nie op my lippe neem nie. Hulle sal nie deel wees. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gee. Selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Is dit nie kosbaar? Dawid het dit vir ons geskryf, maar tog is dit ook 'n profesie vir waardeur die Here Jesus moet deurgegaan het. En as ons op die einde van die dag moet kyk, en ek wil gaan stil staan by vers 6 vir ons teksgedeelte, die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. 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 Ek sê vir Heila, daar is altyd so 'n ding gewees wat ons gepraat het van die dogter wat by die pa kom en sê, "Dis die pa, ek het moeilikheid. Ek is swanger." Sy, "Dis nou mooi. Dis nou baie." Maar dit wat Dawid vir ons hier sê, nie, het geen negatiewe impak nie. Dis alles 'n belydenis dat daar is niks beter vir ons nie. Ek het dinsdag so 'n bietjie begin gesels oor dit wat ons het in God. En die belangrikste wat ons moet ontdek is die krag wat ons van God kan hê. As ons die krag van God kan ontdek,
En dan moet ons weet nie dat ons oorwinnaarskap word dan net nog beter, nee, want ek kan dit dan hanteer, nee. Sonder die krag van God kan ek niks my eie maak nie. Paulus skryf vir ons in 2 Korintiërs 13 vers 4, want al is Christus uit swakheid gekruisig, lewe hy tog uit die krag van God. Amen. Hoor wat sê Paulus nie? Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe. Iewerste moes ek ook by die punt uitkom, die gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe. So iewers langs die pad moes ek ook by daardie besluitneming uitkom dat ek moet ook saam met Jesus uit die dode uit opstaan. 'n nuwe mens word, met hom aanneem en saam met hom lewe. En dan het ons verwys dat wanneer ons hierdie krag het, gaan een of ander tyd gaan ons getoets en beproef word, om te sien dat ons hierdie krag waardig. Iewers in ons lewe gaan dit gebeur dat daar 'n tyd gaan aanbreek wat daar dalk 'n maatjie onder jou lewe uitgeruk word. Het sy dit dalk deur siekte of deur dood? Het hierdie maatjie iets te doen dalk met 'n skok wat jy gaan opdoen as gevolg van een of ander iets wat jy eintlik nie deel wil wees van nie. Maar dis dingetjies wat ons niks aan kan doen nie. As dit kom dit. Maar die vraag is, as die dinge gebeur het, wat gebeur nou hierna? As ons al hierdie dinge ervaar, wat gebeur? Het jy nog voortgegaan om saam met God jou berg uit te klim? As jou berg se naam Skop was, gaan jy nog steeds voort en sê, Here, U sal saam met my hierdie berg uitklim. En dan is daar ook ander vrae. Het jy intussen tyd vir die Here gesê, hoekom ek, Here? Hoekom moet ek wees? Baie ander het al die vraag gevra, hoekom hierdie berg? Hoekom moet hierdie tipe van dinge oor my pad kom? Ek meen, al het Dawid vir ons hierdie pragtige gedig geskryf, was hy erg getoets en beproef, dat hy op die einde van die dag by Psalm 23 kom om te sê, die Here is my herder. 'n ander vraag wat ons wel moet vra, is die vraag is, as al hierdie dinge oor jou lewe kom, is dit nie dalk iets wat die Here vir jou lewe beplan nie? Here, wat wil U met my lewe doen? So ons moet hierdie vraag vra, maar op 'n positiewe manier. Dan moet die Here net vir jou sê, ek het vir jou gesê nie links nie, maar toe draai jy regs. Die uiteinde van om die plan van God te ontdek, kom ons dalk agter dat hy wil ons dalk voorberei. Hy wil ons dalk sterk maak. Hy wil die waarheid wat ek weet net in my vestig. Ons het almal die waarheid. Maar nie almal se waarheid is gevestig in ons lewe en in ons hart. Hy wil met my deel dat ek is nie net sy kind nie. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n oorwinnaar. En wanneer Dawid vanmôre met ons praat uit die 6de vers en hy begin te noem, die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval. Dan kan ons maar terugdraai en sê, kyk maar Here, ek weet U was nog die hele tyd saam met my. Amen. En dis hoekom ek wil vra vanmôre, hoe lyk jou lewe? Kan jy regtig sê, my erfporsie is mooi. My erfenis wat ek in Jesus het, is mooi. Vader, baie dankie vir U kosbare woord. En dankie Here dat
deur Dawid, Here, U ons kom bederf vanmôre. Met daardie mooi wete dat ek was nog die hele tyd by jou. Dis ek wat jou beskerm, dis ek wat jou dra. En Here, as daar iets is wat ek mis, deel dit met ons vanmôre. In Jesus naam. Amen. Dawid skryf in verse 5, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Dink nou terug, waarmee ek begin gesels het. Die dinge wat ons so ongevraagd moet deurgaan. Weet God daarvan? Beseker. Dawid sê, dit maak nie saak wat het met my gebeur nie, of u weet reeds daarvan. U onderhou my lot. U dra my deur die omstandighede. Die Bybel is so baie mooi as hy praat van waar die Here ons gevind. Diep in die modder. U het my lot gedra. U het jammer vir my gevoel. U het my daar uitgehaal. Daar's net een verstaan rondom hierdie psalm van Dawid. Hy sê vir ons baie duidelik, hy het alle vertroue in God. Alle vertroue. Maak nie saak wie klop aan jou deur nie, God gaan saam met jou daardie klop hanteer. Daarom kan ons net vir Dawid sê, Dawid, ek hoor jou. Ek hoor jou in blymoedigheid. Ek hoor jou in vrymoedigheid, wanneer hy met ons praat. Hoor wat sê hy? U bewaar my van die dood. U, Here, bewaar my van sondes wat op my pad kan kom. Ek onderwerp my aan alle goddelike leiding. Is dit reg so? Ek wil nie sê, doen ons dit so nie. Ek wil die woord gebruik. Is dit ook deel van jou mooi? Want dis alles wat ons moet ondersoek. Dis alles deel wat ons vir die Here moet sê, Here, iewers te langs die pad val ek nog. Iewers is daar 'n struikeling, en daarom hoor wat Dawid sê. Hy sê, ek waag dit nie. Dis die dingetjies wat hy sê om te sê, om met die Here besigheid te doen. Ek waag dit om met die Here besigheid te doen. Of ek waag dit om op God te vertrou. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek erken die Here as my Here. Dis al wat ons moet sê. Nie wonder wanneer gaan die volgende slagting gebeur in my lewe nie. Ek erken God in my lewe. Ek steun op my. Ek verwag dat God daar sal wees. Maak nie saak wat my tref nie. Wat sê ek vir myself? Dat as ons die Here, as ons Here aangewys het. Hoor nou. As ek vir God gesê het, U is my God, met ander woorde, ek het vir God aangewys tot my lewe. Wat mag ek doen as ek vrymoedigheid het teenoor die Here? Ek kan dit uitroep. U is my Here. Wil u dit nie vanmôre sê nie? U is my Here. U is my Here. Omdat hy dit is, kan ek hom prys. Sê dit. Omdat hy dit is, kan ek hom prys. Omdat hy dit is, kan ek hom aanbid. Omdat hy dit is, sal my oog altyd op hom wees. Nee, so ons kan opgewonde wees oor hierdie Here en hierdie God. Dawid sê, daar was nooit 'n oomblik dat God myself of my aan myself oorgelaat het. Want dit is hoekom hy my juis moet kom red van myself. Want as ek self sekere dinge moet doen, dan maak ek 'n gemors daarvan. Want die Here sê, hy sal tot daar wees. Want dit beteken net, moenie beheer oorneem nie. God is in beheer. Amen. En wanneer Dawid met verse 6 kom, dan kom hy so met 'n belydenis.
Hy kom met die gedagte dat ek kom om te getuig wie my God is, wat ek in hom het, wat ek met my Here doen, wat my Here met my doen. Is dit nie net lekker om net dit vanoggend te sê, ek het vir die Here gebid vanoggend nie. Maar dis nog lekkerder toe die Here my antwoord. Want die Here het 'n behaag in hom wat vanmôre opgewonde is, omdat die Here jou Here is. Dawid sê, hy sê en hy sê dis vir my geweldig om hierdie verklaring te maak. Want baie keer as mens vir die Here iets kosbaar wil sê, het jy al gesien hoe soek jy woorde? Jy al begin rondkrap om te sê, Here, ek wil vir u iets sê, maar iets spesiaals. Ek wil kyk of Petrus of Johannes nie dalk daai mooi woorde vir my het nie. Maar weet vanmôre, dit is God se gees wat reeds in jou is, wat vir jou voorberei. Daarom sê Dawid, niemand sal my uit die hand van die Here ruk nie. Niemand sal nog vir my van die liefde van God kan wegskeer nie. Is dit nie mooi nie? Nou, as ons dan 'n rede het om voor God in soveel vrymoedigheid te verskyn, as ons dan die rede het om te kan sê, God is my deel, God is my erfenis, dan het ek mos niks beter en begeer ek mos niks beter nie. My gedagtes word nie twee gedagtes nie. Dit is so baie maklik om vir iemand te sê, as dit kom by medies, hoor jy gaan kry 'n tweede opinie. Maar waarom? Terwyl God jou God is, gaan soek ons 'n tweede opinie by ander gode. Dis die mens. Waarom het ons nie die oorwinning waarin ons staan, wat ons 'n sukses mee kan maak nie? Ons vat dit nie, want ons loop nie met God daardie pad nie. Waarom laat ons toe dat skokke jou lewe verwoes? Is dit nie alles in die hande van die Here nie? Al wat ek nodig het om te sê is, Here, terwyl ek in u en deur u en met u is, het ek vrede. Het ek vrede. Ek het vrede met sy liefdevolle goedheid, wat hy in my bewaar. Ek het vrede, want ek vertel vanmôre van julle, dat my beker loop oor. Dis vrede, dis die blydskap van die Here. Ek het nie net 'n tydelike vreugde of 'n tydelike plesier in hierdie lewe nie. God het vir my gegee, hy sê, ek is dan waarlik gelukkig as ek in hom is. Ek meen, hoekom bid ons? Hoekom sing ons as ons nie gelukkig is nie? Hoekom doen ons sekere dingetjies en ons doen dit sonder dat daar vrede in jou is? Ek wil net vanmôre vir jou sê, my liewe broer en suster, wanneer ek voor my God verskyn ek omdat ek weet daar's lig. Nie lig aan my tonnel nie, daar is lig, want God het gesê, hy is lig, en daar waar ek my in lig bevind, daar sal ek my God aanbid. Daar sal ek vir my God kan ken vir wie hy is, en wie hy gesê het, hy sal wees. Hoeveel maal bedank ons God? Hoeveel maal gee ons regtig vir hom die eer, omdat ek hierdie keuse gemaak het, dat hy my God is? Is dit net, Here, die ergste is gedoen, so ek wandel nou met u. Ek kan nog elke dag vir hom sê, nee, ek onthou wat gister gebeur het nie, want die Here sê, ek onthou nie dit nie, dit is klaar vergewe, dit is 'n saak verby, maar as ek vir die Here sê, dankie dat u my God is, en elke dag kan sê, dankie dat u my Here bly in my beste keuse. Here, dit was my beste keuse. Ek weet, die beste is nog op pad. Dankie dat jy elke dag
die Heilige Gees nog in my lewe hou. En dat die Heilige Gees my voorsiener van raad is. Dankie. Dankie dat ek nooit in 'n posisie gekom het waar my hart my oë volg nie. Here, U het dit verhoed. U het my daarvan verhoed. Hoeveel maal dank ek God omdat ek hierdie mooi keuse so mooi sien as dit wat my geestelik laat groei. En ek elke oomblik daarvan net die seëninge daarvan kan ervaar. Hoekom? Hoekom word die woordjie geestelik? Hoekom word die woordjie die krag van die Here, die andersins as al die ander dinge in hierdie wêreld, is dit alles tydelik. My verstand is ontydelik. Maar dankie Here, ek het gekies dat U amper namens my moet dink. Here het vir ons sy weg gegee. Dankbaar dat ek van my God se krag gebruik kan maak. Here, dankie daarvoor. Dis wat in Dawid se hart aan die gang is, want ek moet dit kan sê, ek moet dit kan opnoem, om te kan verklaar wat is mooi in my lewe. Ek is nie net 'n kind nie, want in sy krag vind ek goedheid. In sy krag vind ek goedheid, want dis waarmee ek my kan meet, uit God se goedheid. My meetsnoere en my keuses sê net vir ons vanmôre een ding, dat God moet al die lof en die eer ontvang. God moet dit ontvang, want dit is God wat my lewe vir my teruggegee het. Waar sou ons vandag gestaan het sonder God? Hoeveel keer staan ons voor mense en ons sê die Here buig voor jou, hy vermaan jou en hy wil jou red, maar jy bly ver van hom af. Here, vandag, ek het soveel redes om te kan sê, U ontvang al die lof en die eer van my. Here, ek wil lewe soos een wie se erfenis mooi is. Here, ek wil lewe soos een waarvan God sy deel is. Niemand anders nie. Dis 'n mooi verklaring, dis die verklaring waar ons uit jou stilheid opsprang en net vir almal sê, sorry pastoor, hou net so 'n bietjie vas, ek moet net hierdie uit my stelsel uitkry. Want ek moet vir die Here sê, dankie, dat hy aan my getrou is. Is dit nie wonderlik? So met ander woorde, enigiets anderste wat van buite af kom, het niks waardes nie. Dit voeg niks by my nie. Dit maak my ongelukkig. Maar wanneer God in my lewe is, dan sê ek, Here, U is die beste. Hoor wat sê Petrus vir ons en hoor die mooi wat Petrus vir ons hier uithaal. 1 Petrus Eerste hoofstuk vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry. Nie net 'n erfenis nie, 'n mooi een. 'n mooi een wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Wat sê Petrus verder? Hy sê, omdat julle weet dat julle deur verganklike dinge, ons het dit nou gesing, verganklike dinge soos silwer en goud nie losgekoop kan word
Niks van die wêreld is belangrik nie. Ja, ek moet $1 in my sak hê. Dis om die Griek om die hoek gelukkig te maak, nee. Maar dit is nie my afhanklik nie. Ek staan nie op dit nie. Dis nie wat vir my die mooi bewerk nie. Die mooi sê vir my dit wat Petrus sê, hoor wat, en hier wil ek julle hoor. Julle moet nie stil sit in daai stoele nie. Hy sê julle is. Hoor wat sê Petrus? Wat sê hy? Julle is. Julle is 'n uitverkore geslag. Mag ek dans vir die Here, mag ek hom loof. Hy sê nog meer, julle is 'n priesterlike, ek hoor nou vir my, 'n koninklike priesterdom. Ons is die beste. Dink by jouself geestelik, ek loop nie net op enige pad nie. Daar word vir my 'n rooi tapat uitgerol. Halleluja. Ek is God se kind. Hoor wat sê hy? Julle is 'n heilige volk. En kan ek dan nie saam met Dawid dan stem om te sê, maar alles wat ek is, dis mooi. Nou sê hy, julle is 'n volk as eiendom verkry. Want ek is duur gekoop. Is ek nie duur gekoop nie? Duur gekoop. Jesus, die beste, het U vir my gegee. Dan moet alles wat ek mos het, mooi wees. Dan moet ek alles vat wat mooi is. Hoor vir my vanmôre. Wanneer die Here ons roep, wanneer die Here hom aan my openbaar vanmôre, dan kom hy op hierdie manier. He has fire in his eyes. Waarom? Hy besoek jou nie net nie. Hy's nie net 'n God nie. Hy wil nie hê dat jy net voor hom moet neerbuig nie. Daar moet 'n rede wees. Hy kyk na jou met vuur uit sy oë uit. En wanneer hy met jou in jou belang stel, dan moet jy weet, daar's krag wat hier plaasvind. He has fire in the eye and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse all across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? Hoor die Here, hoor die Here, hy kom nie as 'n niks nie, hy vra, wil jy dit doen? He has fire in his eye and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? And we said, yes, Lord, I will ride with you. And we said, yes, yes, Lord, I will ride with you. Halleluja. Is dit nie wat mooi beteken nie? Wanneer God met jou praat, dan is dit mooi wat na my kant toe kom, en ek wil net vanmôre sê, toe die mooi na my kant toe kom, sê ek vir die Here, ek neem dit. Dis my erfenis, want God is my deel. Halleluja. Vader, baie dankie. Dankie dat ons hierdie kosbare ervaring en ondervinding het
wat U ons God en ons koning is. Ervarend, Here, dat U vir my meer geword het, as net God en koning. Ek wil vanmôre dankie sê, Here, die beste en die mooiste van enige prys het U vir my betaal. Prys U wonderlike naam. Here, dankie vir die tafel dan. Dankie dat ons weet, U het hierdie tafel beseël, want dit is U liggaam en dit is U bloed wat deel geword het van my lewe. Prys sy naam. Diegene wat my gaan bystaan. Die nag wanneer ons die Here Jesus Christus verraai is, het hy die brood gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. My liggaam. Hoor, weer vanmôre, ek gaan die woordjie mooi, nie uit vandag se preek uithaal nie. Dis die mooiste wat met my kon gebeur het. Dis die mooiste dat ek kon weet dat God het alles wat hy gehad het met my gedeel. Dan sê hy, neem, die deel is die neem eet, moenie skaam wees nie, moenie teruggetrokke wees nie, moenie met onkunde voor God staan nie, die nooi is 'n doodeenvoudige, steek net jou hand uit. Maar soos wat jy hom uitsteek, steek hom uit na God. Neem eet. Dis my liggaam wat vir julle gebreek is. Dankie Vader. Dankie Here dat ek hierdie brood kan neem. Dankie dat hierdie brood my liggaam vervul, my liggaam verfris, my liggaam versterk, aan my liggaam die krag gee, dat wanneer wat ook al gebeur, weet ek, die pad wat U vir my gekies het, is mooi. Dankie Here, vir die liggaam, U liggaam, U liggaam. Sy liggaam wat vir ons gebreek is. Neem dit. Sy liggaam. So was daar dan die ete na die beker na die ete. Paulus sê, die Here Jesus sê, dit is my bloed. Die seël van alles. Waarna gaan ons kyk as die Here Jesus vandag hier ingestap kom? Gaan ons 'n ongelukkige Thomas wees en sê, Here, as ek nie die merke aan die hande sien en die merke aan U sy nie. Vir ons is dit belangrik om te sê, Here, die mooi wat U vir my gedoen het, was om U bloed vir my te stort, sodat ek vry en skoon kan wees. Vry en skoon is mooi. Neem drink. My bloed wat vir julle gestort is. Dankie my Vader. Is daar iemand wat die beker wil hê? Prys die naam. Ek is so opgewonde vanmôre. Spring sommer so oor alles van opgewondenheid. Opgewonde oor die Here my Here is. Dat die Here my God is. Dat hy die rede is hoekom ek Sondagoggend in die kerk toe kom.
Hoekom ek vir hom sê, Here, vandag, wat het U vir my instoor? Partykeer dan wil ek vir myself sê, stop het. Maar dan stuur die Here vir my na plekke toe wat ek gesê, ag, Here. Daar is soveel stikkend in hierdie wêreld van ons. Maar ek weet, die mooi is wanneer God begin om hierdie stikkend reg te maak. Sy bloed wat vir ons gestort is, neem drink daarvan. Maar is sy bloed wat vir ons gestort is. Verlossing van alle sondes, skuld. Ons afsluit, tafel met ons afsluit asseblief. Jesus, baie dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie vir die lewe wat U vir ons kom gee het. Dankie vir die ewige lewe, Here, wat voor elkeen van ons trek. Amen. Dankie vir die mooi, Here, van die kruis wat ons vandag, Here, ook kon herdenk, Here, met die bloed, Here, en met die brood. Die liggaam, Here, en U bloed wat vir ons gestort was, Here. Vader, in 'n leeftyd, Here, kan ons nooit vir U net sê, genoeg dankie. Dankie, Here, vir alles wat U vir ons opgeoffer het, Here, dat U na hierdie aarde toe gekom het vir ons, Here. Here, dat U gekom het ook om elke berg, Here, wat voor ons is in ons lewe, Here, vir ons te skuif. Dankie, Vader, Here, vir U krag elke dag, Here, wanneer daar die storms kom, Here, dat ons net kan vashou, Here, aan U. Here, en na vandag, Here, net weer kan dink, Here, aan die mooi, Here, wat U selfs in daardie storm van oorwinning, Here, vir ons bring, Here. Vader, Here, dankie vir U liefde, Here, dankie vir U Heilige Gees, Here, wat met ons is, Here. Here, dankie vir U oorweldigende teenwoordigheid hier vandag, Here, net om te weet, Here, dat alles wat U doen, Here, maak nie saak of dit nou vir ons negatief lyk nie, Here, U verander dit alles, Here, in die mooi. Dankie, Vader, vir U liefde, in Jesus naam, Amen. Amen. Prys die Here. Goed, ek het 'n tafelkoortjie vir ons uitgehaal, waarin ons die verklaring gaan maak. I want to live. I want to live the way He wants me to live right now. I want to live the way He wants me to live. I want to be and full Jesus, no more to see. I want to love the distance, no more love. I could never live without love alone. I want to live the way He wants me to live. I want to be and go is just no more to me. I want to love the days just no more love. I could never live without love alone. I could never live without love alone. Oh, I could never live without love alone. June, sal jy ons huis toe vat asseblief? Nie waar die Here, ons woorde is te min. Yes, dis waar, Here. As ons net vanmôre moet sê, om U te kan ken in die opstandingskrag. Om te weet dat U 'n werklikheid is. Ons is uitverkoop aan U vanmôre, Here. Yes, Lord. Dankie vir die gesalfde woord
vir die inspraak van u soete Heilige Gees. En wat so wonderlik is, as ons vandag hier uitstap, stap ons nie leeg uit nie. Maar hy is met ons elke dag en hy dra ons van dag tot dag. Dankie vir die oorwinning wat daar is in die naam van Jesus. Dankie vir die krag wat daar is in die naam van Jesus. Dankie vir die vreugde wat ons kan ervaar. Alles in die naam van Jesus. Of ons hier is en of ons op 'n ander plek is altyd met ons. Baie dankie vir die groot beskerming en die omgee. Dankie dat U weet wanneer ons liggame moet rus, is U ook met ons. Amen. En U lei ons en U bewaar ons. Dankie my Here. Dankie Here dat U altyd by ons is. In Jesus naam. Amen. Jy moet onthou, ek weet nie, sal julle onthou, volgende week is Moedersdag. Is dit so? Ja. Nee, ek wil net hoor of julle nog na die